In hierdie week se Netbank vleisprysoorsigg kyk ons na speenkalfpryse wat dan hoër bly as verwag vir hierdie tyd van die jaar, wat ondersteun word deur laer aanbod, goedkoper voer en goeie vraag van voerkralle. Stoorlandpryse het na Karbani so klein bietjie teruggesak, maar die onderliggende vraag bly steeds goed en uitvoere is ook weer besig om op te tel. Ons kyk ook vandag na wolpryse, bokpryse, hoender, vark en die nuutste bewegings in die voermark. Als hierdie week se episode wat met trots aan jou gebring word deur Netbank en John Deere. John Deere Financial verstaan dat elke seisoen unieke eise aan jou kontantvloei stel. Daarom bied hulle finansiering wat jou help om nou in die regte toerusting te belê sonder onmiddellike druk op jou kontantvloei. Eerste betaling eers in 2028 deur slegs 4 jaarlikse betalings te maak oor 5 jaar, BTW terugbetaal na 4 maande. Deposito volgens kredietaanvaarding. Dis die ideale tyd om jou boerdery met die krag en akkuraatheid van John Deere 9R toe te rus. Aanbod geldig tot 31 Augustus 2026. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week met so 1% gedaal na R42.26, terwyl die top 40% gemiddelde prys gestyg het na R44.79. Die top 10% genetika se prys het dan so 'n bietjie gedaal na R46.72. Provinsiaal het Limpopo se prys dan ingekom op R43.16, die Oos-Kaap op R40.41 en die Vrystaat nou op R42.07, met die Wes-Kaap steeds op R39 per kilogram. Tradisioneel moet kalfpryse sy laagtepunt elke jaar in Mei as ook in Junie maand bereik, so rondom hierdie tyd van die jaar dan, en moes ons dus nou al baie meer druk op kalfpryse gesien het as dit 'n normale jaar was. Kalfpryse het wel hoër as normaal gebly hierdie jaar weens minder aanbod van boere wat dan self gevoer het weens goedkoper voer en mielies wat dan veral beskikbaar is, as ook beter veidings beskikbaar. Die kostes om lewendige diere te vervoer is dan ook hoër weens die back and closure en veeartse wat die diere moet kom back, so dit kan ook 'n rol speel. Maar ons sien dat voerkrale steeds onder kapasiteit is en steeds goeie vraag het na speendiere en dis sien ons goeie vraag en laer aanbod wat nou pryse hoog hou en behoort dit pryse vir die volgende paar maande ook op hierdie hoër vlakke te hou, veral as die speen tydperk dan nou ook verby is en aanbod bietjie minder raak. Natuurlik sien ons ook minder invoere van ons buurlande wat ook 'n rol speel hierdie jaar. Die nasionale A23 slagprys het laasweek sywaarts beweeg en staan tans op R63.75 met die C-graad prys so R1 op na R58 per kilogram. Hier speel die verbruiker nou weer 'n groter rol en kan die pryse dalk so bietjie afkom oor die volgende paar maande, maar ek dink die daling behoort baie min of gering te wees. Ons moet natuurlik hier na die uitvoermarkte ook kyk, aangesien dit 'n groot rol speel en gebaseer op die RMIS se uitvoerdata het dit weer mooi begin optel in April. Ons hoop dit kan goed vorder en uitvoere kan dan goed uitgaan wat slagpryse dan verder kan ondersteun soos die jaar aangaan. Die gemiddelde stoorlandprys daal na R52.80 per kilogram laasweek weens Karbani wat nou verby is en vraag wat dan so 'n bietjie gedaal het. Die Vrystaat se prys het verhandel egter op R57.80, die Wes-Kaap op R54 en die Oos-Kaap op R53.28. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg weeg, staan nou op R48.66 per kilogram. Junie maand is dan tradisioneel wanneer hierdie pryse weer op sy hoogste punt elke jaar is en kan ons dus nog ondersteuning sien in die stoorlandpryse oor die volgende maand of so. Ons moet dalk ook nie vergeet van die effek van die sojaboere wat lammers aankoop vir oesreste nie. Dit skep ook addisionele vraag en druk pryse nog verder op. Dit druk ook pryse op en kan dit ook wees hoekom die Vrystaat se prys veral dan nou so hoog is, aangesien dit nader in die soja areas is. Baie interessant, stoorlammers kry nou 'n premie bo slaglammers en dui dit op lae voerkostes, minder aanbod vanaf die boere, maar ook beter vraag van 'n voerkrale wat dan onder kapasiteit is. Die A23 slagprys het so klein bietjie gedaal na R106 per kilogram met die C23 prys nou op R76. Hierdie pryse behoort min of meer dieselfde tendens as lamprys of stoorlandpryse dan te volg en dan op 'n hoër vlak tydens die Junie maand te bly. Dit klink tans of die uitvoermark prysweerstand bied teen ons huidige prysvlakke en dat dit dalk 'n beperking gaan plaas op oor hoe hoog ons pryse nog kan styg.
Tans klink dit of hulle nie meer as die huidige vlakke wil betaal nie, so R110, R108 en help die sterker rand en hoër vervoerkostes op die oomblik ongelukkig glad nie die saak nie. So dalk sywaartse slagpryse vir nou eers. Wolpryse het verder gestyg met die RWS 20 mikronprys tans op R280 met die nie RWS 20 mikronprys nou op R256. Die gemiddelde RWS prys in Suid-Afrika staan tans op R276,93 met die nie RWS gemiddelde prys op R270,39. Die pryse in Australië het dan weer skerp gestyg na 19,64 Australiese dollar per kilogram. Die volumes uit Australië was die week die laagste wat dit in 12 maande of die afgelope jaar was en maak dit aankopers nou bietjie benoud en trek dit pryse op. Aankopers wil ook nou wol aankoop van beter gehalte wat resultate kan lewer en speel kwaliteit 'n al belangrike rol op die oomblik. Bokpryse gaan maar aanhou om wiplank te ry van week tot week, maar is ons verwagting steeds dat dit in sy algemene opwaartse tendens behoort te bly soos ons in September beweeg en vraag dan weer beter behoort te wees. Die afgelope week het grootbokpryse gedaal na R57,40, kleinbokpryse styg na R57,42, mediumbokke styg na R56,89 met bokooipryse ook hoër op R47,96 per kilogram. Hoenderpryse bly sywaarts met die gevriesde ex-abattoir hoenderprys op R34,80, varspryse daal na R41,93 met die EQF prys op R37,42. Die bietjie swakker rand het wel gehelp dat pryse nie verder gedaal het nie en dan eerder sywaarts gebly die afgelope week en kan ons moontlik nog so 'n klein daling verwag in hierdie pryse oor die volgende 2 weke as die rand natuurlik stabiel bly. Die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys verhandel op R23,55 per dosyn, terwyl ongegradeerde eiers gebly het op R18 per dosyn gemiddeld. Varkpryse het sy skerp daling voortgesit die afgelope week met die nuutste spekvarkprys 2% laer op R32,61. Vleisvarkpryse daal met so 0,3% na R34,20 met worsvarkpryse 2% laer op R26,94. Ek voel wel dat ons kan stabiliseer rondom hierdie prysvlakke nou, dalk tot so Augustus maand bly dan op hierdie vlakke en dan weer van September weer kan begin verbeter, soos vraag gewoonlik in die somermaande ook dan optel en ons na troues, funksies, jaarendfunksies ensovoorts beweeg. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernpryse gestyg na R3,850, graad 2 lucern op R3,400 en supreme kwaliteit lucern op R5,000 per ton, soos die wintermark nou ingeskop het. Die vraag na chop het verseker verbeter oor die afgelope week, soos die veldkondisies dan bietjie weggeval het weens die koue en styg choppryse na R2,150 per ton. Dit klink wel of maalsyfers begin verbeter weens beter verbruikersvraag wat dalk meer chopproduksie ook kan beteken. So ons gaan nou mooi balans moet kry tussen bietjie meer aanbod as ook die bietjie meer vraag en hopelik pryse wat dan kan opwaarts beweeg. Om op te som die algemene gevoel uit die mark is dat speenkalfpryse hoër as normaal bly met laer voerkostes en beperkte aanbod wat pryse nou help. Slagpryse lyk vir my of dit nou baie sywaarts tot effens onder druk kan kom, terwyl wol moontlike verdere ondersteuning kan kry indien internasionale aanbod dan laag bly en die vraag relatief stabiel bly. Aan die ander kant bly hoender, eier en veral varkpryse onder geweldige druk weens swakker vraag en laer verbruikersbesteding. Die vooruitsig is dus gemeng. Sommige pryse kan nog redelik sterk bly oor die kort termyn, maar verbruikersdruk kan die opwaartse potensiaal ongelukkig beperk. Hierdie Netbank vleis- en voerprysoorsig word met trots moontlik gemaak deur Netbank en John Deere. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons sien mekaar weer volgende week.